Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Ons aanbid Halleluja, hom. prys sy heilige naam. Halleluja, ons aanbid hom. Ons aanbid die Here, ons God. Groot is hy bo die mense. Groot is hy by die wil van die mens. Groot is hy. Groot is die Here, ons God. Prys die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig geword. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel en so ook op hierdie aarde. Here, ons is dankbaar vanaand om in hierdie diens te staan vanaand. Lof en eer net aan U te besing. Ja, Here, hoe groot is U? Hoe groot is U? Kan ons werklik bereken hoe groot is U, Here? U God almagtig. Halleluja. U wat hierdie hele aarde in stand hou in die holte van U hand, Here. Ons eer U in hierdie aand, Here, en ons prys U. Ons loof en ons aanbid U, my God. Here, verberg my vanaand agter die ruwe kruishout, Here. Vader, kom spreek U met die gemeente en ek erken my totale afhanklikheid net van U af, Here. En ek loof U vanaand. Ek prys U ook vir hulle wat die sange gelei het. Seën hulle met 'n 100voudige seëninge in Jesus naam. Amen en amen. Kan die sitplekke neem, geliefdes in die Here. Ons moet die tyd uitkoop om die Here te loof. Ons moet die tyd uitkoop om die Here te prys. Amen. Prys die Here. Laat ons die tyd uitkoop, sê die woord van die Here. En ons is vanaand hier tot eer van sy naam. Groei in verhouding met God. Wandel in die Gees. Jy moet mooi hoor vanaand, wat sê die skrif? Wandel in die Gees. Galasiërs 5 vers 16. Gelowiges, kinders van God, vriende, baie gelowiges praat oor vervulling met die Gees, praat oor leiding deur die Gees, praat oor geestelike volwassenheid. Maar min mens in die kerk en buite die kerk verstaan hoe om te wandel in die Gees. Om vir God in verhouding te groei, moet ons in die Gees wandel. En Paulus skryf hier, in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit, hoor mooi wat sê hy, nooit. So met ander woorde, wanneer die Gees van die Here teenwoordig is daar nie plek vir die vlees nie. Wanneer die Gees teenwoordig is, oorweldig dit die begeerlikhede van die vlees. En ek wil hê, jy moet let vanaand dat Paulus sê nie, voel nie. Dis hoe ek voel. Om in die Gees te wandel is nie 'n gevoel nie. Paulus sê nie ervaring nie. Om in die Gees te wandel is nie 'n ervaring nie. Hy sê uitdruklik, wandel deur die Gees. Loop 'n pad met die Gees. En dan moet ons onmiddellik vir mekaar die vraag afvra, wat beteken dit om te wandel in die Gees? En ek het vir julle weer 3 dingetjies saamgebring. Die woord wandel beteken
'n daaglikse leefwyse. Hoor mooi wat ek sê, 'n daaglikse leefwyse. Nommer 2, 'n pad wat jy kies. Want jy kies om in daardie pad te wandel. 'n pad wat jy kies. En nommer 3, in hierdie pad volgehoue gehoorsaamheid. Nie tydelike gehoorsaamheid nie. Nie te gehoorsaam as ek nou bedoel ek is heilig, dan is ek gehoorsaam, as ek nou voel ek is nou nie meer heilig nie, dan is ek ongehoorsaam nie. Volgehoue gehoorsaamheid dag en nag. Om in die Gees te wandel beteken ek laat die Gees van God toe om my denke, my woorde en my dade daarin my te lei. Jy moet mooi hoor vanaand, gelowiges. Dis beteken om in die Gees te wandel. Want ek laat die Gees toe om my hier in my denke, in my woorde en in my dade te lei. Die woord, 1 Korinte 8 vers 6, die skrif leer ons duidelik, daar is 'n God en Vader in die hemel. Daar is die Seun van God, wat opgevaar het en aan God sy regterhand gaan sit het. Markus 16 vers 18. En hy het opgevaar. En hy het gaan sit aan die regterhand van God. En ek moet vanaand vir die gelowige sê, wees bly. Wees bly dat hy opgevaar het en gaan sit het aan die regterhand van God. Want as hy nie daar was nie, was daar nie iemand om die boek oop te maak nie. Dan was daar nie iemand om die seels te breek nie. En ons name in die boek van die ewige lewe te skrywe nie. Gaan lees Openbaringe 5. Want almal het geween en daar was niemand bevoeg om die boek oop te maak nie. En toe staan een van die 24 ouderlinge op en sê, hou op ween, die lam wat geslag is, hy kan die boek oopmaak. Hy is bevoeg om die boek oop te maak. Halleluja. Prys die Here, hy is daar. So wees nie net bly omdat hy die seun van God is nie, maar wees ook bly dat hy die boek en die seels kon gebreek het. 1 Korinte 8 vers 6, tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons sê tot hom, een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Kyk mooi, ons het een God en Vader, tot hom. Ons het een Jesus Christus, deur hom. Kind van die Here, Johannes 17 vers 3, is Jesus in gebed, en hy bid. En dit is belangrik om hierdie dinge raak te sien. En dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enige waaragtige God. En Jesus Christus, wat u gestuur het. So wat sê Jesus eintlik? Wat bid hy eintlik? Dat ons God sal ken, maar dat ons ook Jesus sal ken. Hoekom sê ek hierdie dinge vir u? Kinders van God, sodat u besef, dat u die Heilige Gees 'n regmatige plek in u lewe moet gee, om jou te lei, en dat jy deur sy leiding moet wandel op hierdie aarde.
Want Christus het gekom en gesê, en hoor nou mooi, hierdie proses is eintlik so duidelik. Dit is so mooi verstaanbaar. Hier is God. Hier is die Seun. Hy stuur die Seun aarde toe. En vir 3,5 jaar, van hy 30 jaar oud is, kom verkondig hy die evangelie, en toe hy gekruisig is, was hy 33,5 jaar oud gewees. En hy stuur sy Seun, en hy sê, dit wat ek vir jou gesê het, gaan vertel het vir die mense. Dit wat jy by my gesien het, gaan doen dit onder die mense. Jy moet mooi hoor, gaan doen dit. Daarom het Jesus gesê, alles wat ek sê, het ek by my Vader gehoor. Alles wat ek doen, ontvang ek van my Vader af. En hy kom en hy gee vir ons alles wat die Vader eintlik vir ons wil gegee het. En wat gebeur? Hy word weggeneem. En hy vaar op in die hemel, nadat hy gesterf het, en hy sit aan die regterhand van God. En wat doen hy, voor hy opgegaan het? Hy bid tot die Vader en sê, Vader, hulle kan hulle nie alleenig los nie. En hy sê vir ons, dis voordeliger dat ek eerder weggaan. Hoekom? Want Jesus kom net by 'n sekere groep wees. Hy kon nie op die hele aarde wees nie. Maar die Gees van God kom en hy bedek die aarde. Hy kom en hy woon in elke mens op hierdie aarde, geliefdes in die Here. So of jy dit wil erken of nie, die Gees van God is vanaand in jou. Want jy waar jy sit, gered of nie gered nie, dien jy die Here voluit of dien jy nie die Here nie, die Gees van die Here is in jou teenwoordig. En ek weet vir 'n feit, dat die Gees van die Here praat met jou elke dag. Maar jy is ongehoorsaam aan die Gees, of jy's gehoorsaam aan die Gees. En hier kom die Gees, om met hom te wandel, om deur hom te wandel, om in hom te wandel, kom lei die Gees jou en my, kind van die Here. Kan u dit verstaanbaar verstaan vanaand? En wat sê die woord? En die Heilige Gees sal julle herinner, ek het dit vanmôre gelees, in alles wat Jesus gesê het. So wat herinner die Heilige Gees ons eintlik aan? Dit wat van God afkom. Dit wat van God afkom. Geliefdes in die Here, en nou sien ons hier, in hierdie gedeelte, dat ons as mens wandel in die Gees, onder leiding van die Heilige Gees, wat van God afkomstig is. Maar nou op hierdie aarde is daar konflik. Daar's oorlog. Daar's 'n verskilpunt op hierdie aarde. En dit staan in Galasiërs 5 vers 17. Die vlees teenoor die Gees. En is hier waar die mensdom inkom. Daar's 'n stryd. En ek glo daar's baie keer 'n stryd in ons gemoed. Die skrif sê, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Sit sommer van die volgende vers op. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En as jy nie onder die wet is nie, dan is jy 'n kind van God. Want jy kan alleenlik 'n kind van God word, wanneer jy Jesus Christus aanneem, as jou persoonlike saligmaker, verlosser en koning. En as jy in Galasiërs gaan kyk, dan sal jy sien, dat Christus Jesus elke wet in vervulling gebring het. Daar is dus geen wet, wat meer oor ons heers nie, buiten die drie groot gebooie, 2, wat Christus gee en die ander 1, dat julle in Jesus Christus moet glo. Dis 'n gebod.
Daarom, gelowiges, staan die vlees teenoor die gees in jou en in my lewe. Daar stryd. Die vlees wil selfregerend wees. Die vlees wil sy eie wil volg, dit wat hy ken, dit wat hy weet. Dit wat by hom bekend is, hy wil dit volg, dis die vlees. Die vlees wil sondige begeertes bevredig. Jy moet mooi hoor, wil sondige begeertes bevredig. Dis die vlees, kind van God. En dan dink die vlees, dit is sy reg. Maar die gees lei anders. Die gees lei na gehoorsaamheid aan God. Die gees lei na heiligheid aan God. Die gees onderwerp jou aan God. En dit wat jy doen op hierdie aarde, dit wat jy bereik op hierdie aarde, kind van God, ontvang God al die eer, want dis hoe die gees van God jou lei. Nou moet jy besef vanaand, wie lei my op die oomblik? En omdat ons in die kerk sit, gaan almal sê die gees lei my. Maar God ken mos jou hart, man. God sien mos wat jy doen. God luister mos na jou woorde. Alles is tog oop en bloot voor God, so oom met wie ons te doen het. Ons kan ons heilig hou hier in die kerk, maar God weet alles. Dus moet ek sê vanaand, om te wandel deur die Gees, kies ek en jy daagliks om teen onsself te wees. Om deur die Gees te lei te word, moet jy kies om teen jouself te wees. Hoeveel van ons ry in die pad en dan dink jy, ja, ek sal hierdie ou se nek omdraai. Is dit nie so nie? En dan kom die Heilige Gees en sê, nee man, dis nie moeite werd nie. Wat gaan jy net in 'n argument betrokke raak? Niemand gaan wen nie, laat die ou ry. En dan kom hierdie vlees, dan voel jy soos 'n verloorder, hè? Maar eintlik het jy gewen. Eintlik triomfeer jy as 'n oorwinnaar. Want jy triomfeer nie in die vlees nie, maar jy triomfeer in die Gees. My broer en my suster, so gaan die omstandighede in risie en twis ook. Die een wil twis, die een wil risie maak, en die ander een sê nie, ons gaan niks bereik nie. Dit gaan net 'n spul woorde wees waaroor iemand later gaan spyt wees. Dis nie moeite werd nie. En het jy gesien, as jy dit doen, dan raak die vlees al hoe meer opstandiger. Die vlees raak al hoe meer opvleiender. Dis die tekens dat mense deur die vlees gelei word. Dis wanneer die koppies begin breek. En die Italianers, in die boere se huis verander in Italianers. Ek kies om daagliks teen myself te wees. En ek dink daar's net een voorbeeld in die Bybel van gehoorsaamheid en dis Jesus Christus. Daar is nie 'n tweede voorbeeld nie. Johannes 5 vers 30. Kind van God, Jesus wys vir ons hoe om te wandel op hierdie aarde. Hy's in 'n krib gebore. Hy het nie, die jakkals het gate, die voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy hoof neer te lê nie.
Hy stuur die disippels uit op die water, hy gaan na die berg toe en dis waar hy die nag deurbring. Hy het nie plek om sy hoof neer te lê nie. Hy word uit die tempel uit weggejaag, maar hy kom terug. As jy weggejaag word, gaan jy terugkom. Nee, jy gaan nie. As jy nie eens lekker voel nie, dan hardloop jy weg. En dan bly jy vir 3 maande weg en kom jy weer kerk toe. Die boodskap was hard vanoggend, die kerk is leeg. En die boodskap was net 'n bietjie rof. Nou sê ek vanmôre vir jou, Here Jesus Christus is ons voorbeeld van gehoorsaamheid. Om te wees soos Jesus, ek wil net sê, vandag moet ons 'n pad begin stap, want Jesus was deur die Gees gelei gewees. Die Gees was in hom gewees. Die skrif sê, en Jesus sê, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek gehoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, om ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Hier kom Jesus en hy erken dat hy 'n Vader het wat hom gestuur het. En dat hy nie sy eie wil soek nie, maar dat hy die wil van die Vader kom leef nie. En dat hy regverdig is, omdat dit nie sy wil is nie, maar God se wil. So wat sê Jesus eintlik vir ons? Ons gaan regverdige keerlike keuses maak, wanneer ons deur die Gees van God gelei word. Want dan doen ons nie meer ons wil nie, maar ons doen God se wil. Johannes 6 vers 38. Gelowiges, hier sien ons Jesus praat in die bergpredikasie. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek is nie hier om my wil te doen nie, ek is nie hier om Lewies Derksen se idees vir jou voor te hou nie, ek is hier om die woord van die Here vir jou voor te hou. Want glo my, as ek uit myself uit 'n paar dinge sê, gaan ek vir 'n paar manne rowwe dinge sê. Want ons God is geduldig, ek is nie geduldig nie. Hier sien ons 'n paar dinge wat baie belangrik is. Baie belangrik. Nommer 1. Hier sien ons volmaakte afhanklikheid. Christus erken sy volmaakte afhanklikheid. Ek sien 'n tweede ding by Christus, 'n volmaakte onderwerping. Ek het uit die hemel neergedaal, ek kom van my Vader af. Om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Ek is geonderwerp aan hom wat my gestuur het. Ek onderwerp myself aan hom wat my gestuur het. Gelowiges, volmaakte onderwerping. Ek is hier gehoorsaam, volmaakte gehoorsaamheid beleef ek hier. Want hier sê Christus pront uit vir jou en my en vir die disippels en vir die omstanders wat tydens die bergpredikasie teenwoordig was, dat ek nie hier is om my wil te doen nie, maar my Vader wat my gestuur het. Ek is hier om hier elke woord wat hy tot my gespreek het, is ek hier om uit te leef in hierdie donker wêreld. Ek is hier om 'n skynende lig in hierdie donker wêreld te wees. Ek is hier dat my woorde die sout van die aarde sal wees. Want hierdie woorde kom nie van my af nie, maar dit kom van my Vader wat in die hemel af is. As Jesus Christus nie sy eie wil gesoek het nie, hoeveel te meer moet ons nie ons eie wil soek nie. Hoeveel te meer moet ons nie daarna strewe om God se wil uit te leef op hierdie aarde nie. Hoeveel te meer moet ons nie
begin wandel in die Gees nie. 'n oorgawe van my eie wil na die leiding van die Heilige Gees. En nou weet ek, u sit hier, maar u vra, hoe gaan dit gebeur? Hoe gaan ek wandel? En ek het vir jou 4 praktiese feite saamgebring. En ek wil stil staan by die eerste, Romeine 12 vers 1. Om 'n daaglikse oorgawe te begin maak. Deur die dag te begin om te sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil in hierdie dag. Hoor mooi wat ek sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil in hierdie dag. Nou kom die skrif en hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel, as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Wat sê die skrif? Dat ek hierdie liggaam aan God moet offer. Soos wat Abraham vir Isak wou offer, moet ons hierdie liggaam vir God offer. Met ander woorde, dit is nie ons wil nie, dis God se wil. Nommer 2, vernuwing van die denke. Hoe kan ek dit doen? Die tweede vers, sit vir my die tweede vers op. Die Gees werk deur die woord van God. En hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat sê hy eintlik vir jou en my? Word deur die Gees, wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Dan sal julle nie die begeertes van die vlees volbring nie. As jou denke nie verander nie, kan jy nie in die Gees wandel nie. Jy kan nie die ou dinge bedink en dink jy gaan in 'n nuwe keuses lewe nie. Jy moet dit wat jy dink, dit sê jy. Dit wat jy sê, dit doen jy. Waar begin alles? Daarom, kind van God, vernuwe jou denke. Dat jou denke deur die Gees van God gelei word. Nommer 3, wees gehoorsaam in klein dingetjies. Vergeet die groot dinge, vergeet die aansien van mense. Soek die aansien van God. Want weet jy wat? Dit wat jy in die geheim doen vir God, sal God jou in die lig openbaar. Hy sal jou in die lig, in die oopte vergelde. Wees met die klein dingetjies, Handelinge 5:32. Wees in die klein dingetjies. Wanneer jy aan die klein dingetjies gehoorsaam is, bring groter sensitiwiteit vir gehoorsaamheid. En ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Hoor mooi, nie gehoorsaam word nie, nie gehoorsaam sal wees nie, gehoorsaam is. Daar's 'n is. En in hierdie sin val dit op is. Daarom, gehoorsaam wees in klein dingetjies, kerk toe kom is 'n klein dingetjie. Nommer 4, 'n prakties. Hoe wandel ek in die Gees? Dra die vrugte. Galasiërs 5 vers 22, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing.
kind van God. Dit is nie die gawes wat vir jou die vrugte produseer nie. Dis die vrug wat groei wanneer jy daarin wandel. En om in hierdie vrug te wandel, het jy nodig om in die Gees te wandel. Daarom leef in hierdie vrug, liefde, leef in die liefde, leef in die vriendelikheid, leef in die goedheid, leef in die selfbeheersing. Wat verhinder jou om in die Gees te wandel? Wat verhinder jou? 4 dinge. Onbeleide sonde verhinder jou om in die Gees te wandel. Nommer 2, jou hardkoppigheid. Verhoed jou om in die Gees te wandel. Nommer 3, onvergifnis. Ek wil eintlik sê rebellie. Om te rebelleer teen die woord van God. Want waar jy weet wat sê die woord, maar jy doen die teenoorgestelde, dan rebelleer jy. Dit is soos 'n kind wat die huisreëls ken, en nou gaan hy en hy doen alles teenoor die huisreël. Met ander woorde, hy rebelleer. Ons rebelleer teen God se woord. En dan sê ons is sy kinders, ons het hom nodig. Ons wil die Heilige Gees met ons lei. Maar ons leef in rebellie. Dit verhinder jou en my om in die Gees te wandel. En die laaste is vandag selfgerigtheid. Jy rig jouself. Dit verhoed jou om in die Gees te wandel. Want die Gees het nie plek en die Gees het nie 'n sê nie. Gelowiges, ek wil net sê vandag, daar's resultate wanneer ek en jy in die Gees begin wandel. Goddelike resultate. Sit vir my op daar, Romeine 8 vers 14. Daar's resultate. Romeine 8 vers 14. Wandel almal wat deur die Gees, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. So wat sê ek vanaand vir u? Wat bepaal en wie bepaal of jy 'n kind van God is of nie? Jy bepaal of jy 'n kind van God is. God het klaar sy Gees gegee. God het klaar die Seun uitgespreek. God het klaar die voorspoed gegee. God het klaar die autoriteit deur sy Seun gegee. God het klaar die Gees gegee om jou en my te lei om daarin te wandel. God het alles klaar gedoen. Sy proses is volmaak. Sy prosesse is afgehandel. Jy moet mooi hoor vanaand. God se prosesse is afgehandel. En God gee die bal nou in jou kort. En hy sê vir jou en my, nou moet jy die bal speel. Nou moet jy die bal speel. En nou bepaal jy, is jy 'n kind van God of is jy nie 'n kind van God nie? Jy bepaal dit. Want jy bepaal, kyk wat staan daar, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou bepaal jy, is dit die Gees van God wat my lei of is dit ek self wat lei? Is ek self gerig? Kinders van die Here, daar's resultate.
En die eerste resultaat vanaand is vrede in plaas van chaos. Vrede. En ek het vrede vanmôre vir u duidelik uitgespel. Die tweede voordeel, om deur die Gees van God gelei te word, oorwinning oor die sonde. Die derde is vanaand geestelike volwassenheid. Nie meer by die melk nie, maar nou by die vaste spyse. Goed ingeoefen om te onderskei tussen reg en verkeerd. Onthou wat ek voorheen vir u gepreek het. Ek het vir u gesê, Abraham het met God gewandel. Noag het met God gewandel. En nie een van die twee was perfek nie. Adam het met God gewandel. So wat sê ek vanaand vir jou, wanneer jy deur die Gees, in die Gees wandel, het jy 'n dieper verhouding met God. Ek wil sê, 'n dieper persoonlike verhouding met God. Dit laat my dink aan 'n os wat onder 'n juk loop. As die os teen die juk druk, veroorsaak dit pyn, ongemak. Maar as hy saam met die juk beweeg, dan gaan hy vorentoe. Kind van die Here, ten slotte wil ek sê vanaand, groei in verhouding met God. Jy leer sy wil ken. Ek wil dit saamvat. Jy leer sy wil ken. Jy onderwerp jou daaraan. En jy wandel daagliks daarin. Jy moet mooi hoor. Jy leer sy wil ken. Jy onderwerp jou aan God se wil. En jy leef daagliks daaraan. Wandel in die Gees is nie 'n emosie nie. Dit is 'n keuse. Dit is 'n pad wat geloop moet word. En dit bepaal jou eindbestemming. Deur sy Gees. Volgens sy wil. Kinders van die Here. Gefokus op die woord wat jy vanaand gehoor het. Is jy op die plek waar die Here jou wil hê? Is jy op die plek waar jy deur die Gees gelei word? Om daagliks, ek praat nie net van kerk toe kom nie, om daagliks in die Gees van God te wandel, daagliks. Jy kan vanaand vir die Here vra, Here, help U my om daagliks in U Gees te wandel. U het alles klaar vir my gedoen. Vat my swakke hand en U sterk hand. Help my in my keuses. Kom ons gaan saam bid. En vir u wat saam met my vanaand wil staan, is meer as welkom. Om te sê, Here, ek het soveel foute gemaak. En ek wil net sê vanaand, as jy foute gemaak het, staan op en erken daardie foute. Voor die Here. Herken dit. Sê, Here, hier is my foute wat ek gemaak het. Moet dit nie probeer wegredeneer nie. Wat gaan dit jy baat? Ek wil begin vir jou vra is, wanneer jy deur die Gees gelei word is, wat gaan dit my baat?
Wat 'n voordeel gaan ek hier uittrek om met die Here te probeer redeneer? Eerder om te sê, Here, hier is my foute. Ek bely my skuld en dieper met die Gees te wandel. Ons Vader in die hemel, ek het nie baie woorde vanaand nie. Maar ek vra net vanaand in Jesus naam. Wees ons genadig. En Here, elke keuse wat ek gemaak het, sonder om in die Gees te wandel, vra ek vanmôre vanaand vir vergifnis, Here. Want al daardie keuses wat ek buite U gemaak het, bring hartseer. Dit bring teleurstellings. Ja, Here, dit bring die vernietiging van die gemoed. Maar elke keuse waar die Gees gelei het, het vrede gebring. Dit het liefde gebring. Dit het opregtheid gebring. Ja, dit het goedheid gebring. Dit was regverdig. En daarin, die belangrikste van alles, was selfbeheersing, Here. My Vader, mag ek vra, dat U genadig sal wees. Ons geloof is in Jesus Christus. Mag ek vra, Here, dat U swake hande in die sterke hand sal vat. Dis U wat krag gee om te kan arbei en werk. Here, dis U wat oprig. Lei ons deur U Gees, Here. En dis my keuse om te wandel in die Gees. Amen en amen.